praat vandag weer 'n bietjie saam oor Paulus en soos wat ons dit vind in Handelinge. En vanmiddag praat ons spesifiek oor Handelinge 21. Jy sal nou onthou uit ons vorige verhale hoe Paulus dan nou juis besluit hy wil definitief terug Jerusalem toe om saam met al die ander Christene Pinkster te vier. Dan hou hy by stuk, hy wil Jerusalem toe betyds om daar te wees vir die Pinkstervieringe. En nou hoor mense hoe hy dan nou op pad na Jerusalem toe seker maak dat hy sonder enige verhindering so gou as moontlik in Jerusalem kan kom. Selfs dat hy die ouderlinge van die stad Efese na hom toe kom waar hy is, sodat hy met hulle kan praat en nie nog nodig het om soontoe te reis voordat hy Jerusalem toe gaan. En uiteindelik as Paulus met hulle almal gepraat het, en dan is al die Christene met wie hy te doen kry se raad, moenie Jerusalem toe gaan nie. Daar gaan moeilikheid kom. Mense in Jerusalem is kwaad vir jou, hulle gaan jou vang en in die moeilikheid bring. Maar Paulus hou voet by stuk. Hy wil graag Jerusalem toe. En dan aangekom in Jerusalem, gaan hy dan nou tuis by 'n klompie Christenvriende, mense wat in die eerste gemeente daar behoort. En nie te lank nie, of Paulus word dan nou so waar gevange geneem. En wanneer Paulus dan nou iets probeer verduidelik van waarom hy daar is, hoor 'n mens hierdie mense wat hom gevange neem, kom sommer in oproer. Dit is juis die Jode in Jerusalem wat vir Paulus so kwaad is. Dit is tog interessant as mense onthou, hierdie Jode wat in Jerusalem woon, is mense vir wie Paulus baie goed ken. Onthou nou, hy was self tog 'n Jood, self iemand uit hierdie einste gemeenskap. So ons sou kon sê, hierdie mense wat hom daar in Jerusalem gevange neem, was op 'n stadium vriende met Paulus. En hier nou is hulle so kwaad vir hom, dat hulle hom se muur wil laat gevange neem. En wanneer Paulus dan nou verduidelik wie hy is en wat hy doen, dan gaan hierdie skare so in oproer, dat die hele stad skielik in oproer uitbars. Die gevolg is, dat die Romeinse soldate wat in die stad Jerusalem gestasioneer is, dadelik moet inspring om vrede te bewaar. Ons lees hoe die Romeinse offisier dadelik inspring en sê, nee wag, hier is moeilikheid aan die kom. Hy gryp dadelik vir Paulus en boei hom en neem hom uit hierdie Joodse skare mense se hande uit. En dan, hoe reageer hierdie Jode? Ons lees daar hoe hulle spesifiek skree, weg met hom. Weg met hom. En hierdie woorde van die Joodse skare, dit wat hulle roep oor Paulus, herinner mens nogal sterk aan die einste Jode wat nie te lank terug nie, presies so met Jesus gemaak het. Joodse skare wat geskree het, kruisig hom. En nou vind ons presiese herhaling daarvan, wanneer Paulus by hierdie gemeente Jerusalem aankom. Uiteindelik weet 'n mens dat Paulus hier met verskriklike sterk toewyding probeer om die Christene te bemoedig. Dis sy taak, en dis wat vir ons so 'n mooi les is. Paulus se toewyding, sy toegewydheid om Christene te bemoedig, te ondersteun, maak nie saak wat nie. Al is sy eie lewe op die spel, hy is daar om Christene moed in te praat. Ja, dalk is dit 'n les vir elkeen van ons ook, om toegewyd ons geloof uit te leef, om ander te bemoedig. Kom luister 'n volgende keer verder.